Ons Vader wat in die hemel is, groot en heilig is U, en U alleening is aanbidding waardig. En ek pleit vanmôre, Here, dat U elkeen van die kinders se harte sal aanraak, en dat ons sal gevul word met U heilige teenwoordigheid, sodat as ons hier vandaan weggaan vandag, dat ons almal sal weet dat ons met Jesus was. Help ons en staan ons by, reik diep in elkeen van ons se lewens in, en verander daar waar dit nodig is. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Here, U is goed. U is ons redder, U is ons saligmaker. Ons loof en prys U daarvoor. Ons wil U loof en prys vir alles wat U in ons lewens doen elke dag. Gee dat ons dit met oortuiging sal erken en dat ons dit sal uitstraal in ons handel en wandel met ons medemens. Ja, Here, U het vir ons die aarde beskik en ons is afhanklik van U. Gee dat ons in alle opsigte slegs U sal uitbeeld. Maar ons kom ook en ons vra dat U vir ons, waar daar nood is, waar daar bedroewing is, waar daar gesondheidsprobleme is, wil ons na U toe bring en ons wil U vra dat U hand van seëning oor dit sal wees, dat U verligting sal gee, dat U vertroosting sal gee, Here, en dat U ook U krag in elkeen daar sal laat werk, dat hulle sal besef, uit U hand uit kom alles. Ons bring ons jeug en ons vra dat U in hulle lewens sal optree, want die aanslag van die duisternis is fel. Die lewe daar buite is aangenaam, vrolik en opgewek. Ja, Here, dit is aanloklik. Maar die uitslag en die einde daarvan is die dood. U het vir ons lewe bewerkstellig. Help ons om dit aan te gryp en met oortuiging uit te leef, sodat ons op die eindtyd daar sal wees. Om U te loof en prys en te sê, dis ons verlosser en saligmaker op wie ons gewag het. Ja, Here, stuur die Heilige Gees om in ons lewens te werk, om ons te oortuig, dat ons sal besef dat alles wat ervaar word, is uit die hande uit. Ja, Here, ons vra dat U ons sal verskoon en vergewe, omdat ons nie altyd 'n oor het om te hoor wat U vir ons wil sê nie. Vergewe ons daarvoor. Help ons om dit af te lê, nie weer op te neem nie. En gee vir ons U krag om daarteen kragdadig te staan, sodat ons dit nie weer sal doen nie. Ons is dankbaar vir die vergifnis wat U op ons uitstort. Ja, Here, ons wil in elke oprig U loof en prys. Ons bid die dinge nie omdat ons dit verdien nie, maar enkel en alleen uit U genade uit. Amen. Ons ontvang so mildelik uit U hand uit, Here. Want die gawes wat U gee is groot. Ons bring 'n klein gedeelte daarvan terug na U toe. En ons vra dat U hand van genade en seëning oor dit sal wees, en dat dit gebruik sal word vir U werke en tot voltooiing van die tyd. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. André van Canada, baie welkom hier by ons. Het is goed om jou hier te sien. En ook elke een wat hier is, baie welkom nog 'n keer van my kant af ook. En
ja, soms kom daar in 'n mens se gemoed sulke konflikterende gedagtes rondom heiligmaking, heiligheid, regverdigmaking en al die dinge na vore. En vir my as persoon het ek swaar getrek met dit. En die gedagte was, waarom moet ek probeer? Waarom moet ek aangaan? Ek gaan dit in elk geval nie maak nie. Ek is te sondig, my lewe getuig nie van oorwinning nie, en was ek moedeloos? Nee, ek was verby moedeloos. Dit het net nie meer saak gemaak nie. Nou wanneer het dit begin verander, dat dit wel saak gemaak het? Ek het dit al miskien vir julle gesê, ek was 'n kerkmens, ek het geen ander kerk geken in my lewe nie, ek het weggeloop van die kinderkraans af. My ma vir my gesê, die eerste keer het sy my soontoe gevat, so in die straat op, klein gebouetjie so aan die linkerkant, daar gaan jy in, hulle gaan jou van Jesus leer. En ek het daar gesit, kaal voete, en ons het 'n paar liedjies gesing. Ek kan nie weet wat se liede dit was nie. Maar dit was my die verskriklikste, vreeslikste, vernederendste ervaring wat ek in my lewe gehad het. Want ek het niks geweet nie. Ek het niks geweet van Jesus af nie. En ek het besluit, dis die laaste keer. Volgende keer, ek weet nie of dit 'n Woensdag of 'n Donderdag of wat was nie, maar vir my gesê, sien jy in die straat op, dis tyd dat jy gaan kinderkraans toe, dan draf ek op en ek gaan verby. En dan gaan ek om die blok en om die blok en om die blok, tot ek by die huis kom en dan vra, maar hoe was dit? Sê ek, baie lekker, dankie. Dis wat ek van Jesus geweet het. En die dag toe my ouers Adventiste word, eintlik so 'n maand of 2 voor die tyd, is dit die eerste keer wat ek hulle gesien het 'n Bybel oopmaak. En skielik het hulle begin Bybel lees, en dit was my die vreemdste ding wat daar ooit in ons huishouding bestaan het, en dis Bybel lees. Ja, ek weet, oupa hulle op die plaas het so nou en dan op 'n Sondag kerk toe gegaan, maar nooit as ons daar was. So om sonder Christus groot te word, verg 'n baie groot verandering om hom te leer ken. So het dit 'n hele geruime tyd geneem. Ek en my boetes ook gedoop later, nog steeds sonder 'n kennis van die woord. Sonder kennis van die woord. Maar ek kan nie vandag sê, as ek nie gedoop was nie, was ek nie vandag hier nie. Want dan sou dit nie vir my die moeite werd gewees het om te gaan studeer en om te probeer om die Here te vind. In my geval. Maar die tyd het verbygegaan en ek het al hoe meer minderwaardig begin voel. Jy verstaan, in die geestelike lewe, daar's tye wat ek weggeloop het uit die junior klas uit. En ek sien dit so duidelik in ons kinders vandag. Omdat hulle nie die stories, die verhale van Christus, die verhale in die Bybel ken nie, is dit beter om sommer net weg te bly. Dit is wat ek gedoen het. Bly net weg, nou hoef jy nie vrae te antwoord nie, en niemand vra jou ook waarom nie. So neutraal. En dan kom maar 'n dag wat die hoofouderling jou daar in die badkamer kry, waar hy staan en wegkruip omdat jy nie in die klas is nie. En hy sê vir jou, kan ons bid? En ek wil sê nee. Maar hy bid in elk geval. Hy sê, ek sien jou volgende Sabbat by die klas. Volgende Sabbat ek het nie gegaan.
het sy gebed nie gewerk nie. Kan nie sê nie, maar het het saad geplant, het saad gelaat, is soos 'n bom wat vir 50 jaar onder die grond lê. Hy is nog net so gevaarlik, daai saad is geplant. En jare later, toe lees ek die verhaal van Moses. Ek het toe ook begin lees. Nie omdat ek die Here al geken het nie, maar omdat ek 'n behoefte gehad het om hom te leer ken. En ek het begin lees en al hoe meer lees. En die dag toe ek hierdie verhaal van Moses lees, ja, ek het begin besef en ek het baie begin verstaan dat hy 80 jaar nodig gehad om op 'n opleiding te wees om te doen wat hy moes doen. 80 jaar lank in opleiding om 'n volk te gaan lei vir 40 jaar lank. Die derde maak nie vir my sin nie. Maar vir 40 jaar het hy die volk gelei. As hy nie die vorige 80 jaar gehad het om in opleiding nie, sou hy dit nie kon doen nie. Want hy het sy Here leer ken. Nie noodwendig in die eerste 40 jaar nie, maar die 40 jaar in die woestyn. Toe daar ook vertwyfeling aan hom kom vreet het, daar het hy sy Here leer ken. En daar het hy hom vir die eerste keer werklik ontmoet toe die bos in die brand geraak het. Daar het hy vir die eerste keer besef dat ek moet my skoene van my voete aftrek, want ek beweeg op heilige grond. Hy het dit nie geweet nie, dis vir hom gesê. En soos wat die verhaal aangegaan het, dankie vir ons sabbatskoollesse, wat so van die begin van die jaar of van die einde van verlede jaar afgekom het. Moses, Israeliete, en vandag Joshua en wat was ons naam? Caleb. Dankie vir die verhale wat opgeteken is. Maar dit wat my bybly, wat vir my die grootste en die lewensveranderende effek op my lewe gehad het, is toe ek hierdie gedeeltes lees en begin bestudeer van waar Moses berg toe gegaan het. En ons weet hy was vir 40 dae saam met die Here op die berg. Maar Moses het iets gevra. Kan nie weet wat hy vir die Here gevra het, kan nie onthou wat hy die Here gevra het. Moses het eers vir sy volk gebid. Jy kan onthou die gebede wat Moses vir die volk gebid het. Miskien het ek nagelaat om in diepte ook vir ons volk te bid. Maar dankie vir die sabbatskool vanoggend. Ons moet vir ons mense bid. Ons moet sterk staan in gebed. Ons moet aanhou om te bid en te bid en te bid. Ons mag nie nalat nie. Moses het vir die volk ingetree en weer 'n keer ingetree. En op die laaste gebed wat hy gebid het die Here vir hom gevra, moet ek self saamgaan en vir jou vrede gee? Dis in Eksodus 33 vers 14. Moet ek self saamgaan en vir jou vrede gee? Ja, ek dink Moses het ja geantwoord. Ek sou ja geantwoord het. Maar tog het Moses iets meer nodig gehad. Soos wat ek ook iets meer nodig gehad het. Ek het iets meer nodig gehad. En ek dink ons betree ons steek 'n grens oor wanneer ons hierdie vraag vra wat Moses vir die Here gevra het. Dis in Eksodus 33 vers 18. Laat ek tog net u magtige verskyning sien. Here, laat ek u magtige verskyning sien. Ek wil sien. Laat my tog u heerlikheid sien. Ek dink dis 'n grens wat
een ek oorsteek, of wat Moses oorgesteek het, ek was bevrees toe ek hierdie dinge die eerste keer in my lewe lees. Wat gaan God met Moses doen, omdat Moses hierdie vraag gevra het? Maar ek dink die Here het uitgesien na die vraag. Laat my tog u heerlikheid sien. En Moses sou nie hierdie vraag gevra het as hy nie 'n verhouding met die Here gehad het nie. Want as hy nie 'n verhouding met die Here gehad het nie, was dit verby met hom. Totaal en al verby. Maar hy het 'n verhouding, 'n diep verhouding met die Here gebou in 'n klomp jaar se tyd. En toe hy hierdie vraag vir God vra, laat ek tog die heerlikheid sien, het hy homself nie aangemaan nie. Hy het homself nie voor op die waag gehou deur dit te vra nie. Maar 'n grens word wel oorgesteek wanneer ons so versoek rig. Wanneer die diepste begeerte van my hart nie meer die dinge van die Here is nie, nie 'n guns van God nie. Minder fokus op self, meer fokus op God, minder oor my en meer oor hom. Wanneer my fokus nie gaan oor iets wat ek van hom kan kry nie, maar wanneer ek hom wil sien. Wanneer ek hom in my lewe wil hê en hom ek wil hom nie net in my lewe hê nie, ek verskoon die uitdrukking, ek wil hom aantrek. Ek wil hom aantrek sodat die ek verborge kan wees. Moses het 'n magtige verskyning nodig gehad en ek het dit ook nodig. Ek het ook die magtige verskyning van God nodig. Wys my u glansrykheid. Wys my Here, wys my wie u is. Kom en kom manifesteer in my midde sodat ek u kan sien. Want sonder u kan ek nie aangaan nie. Ek wil meer hê, o Here, asseblief. Ek wil meer en meer van u heerlikheid sien. Die vraag word, ek vra myself baie keer die vraag as ons ry of ons op 'n plek staan, in die sonsondergang. Ons was, 1 jaar was dit vir ons 'n voorreg om in die, was dit toe nog Kalahari of was dit al die Gadagadi gewees, ek weet ook nie meer so mooi nie. Aan die woestyn te staan en 'n sonsondergang te sien. Asemrowend. Daar's niks. Gras, duine. Maar die sonsondergang is ongelooflik. Ongelooflik. Dis soos hier in die Karoo waar ons daar 'n rand of 2 het en die son gaan onder en die hemelruim word ingekleur van ligpers, oranje, pink en ons staan verstom. En dan raak ons klein. Waarom geniet ons so 'n gesig? Omdat God dit vir ons gee. Omdat die skepper van hemel en aarde dit vir sy kinders gee. Hy is 'n mooi God. Hy is 'n mooi persoon. En daarom dink hy aan u en my. Hy wil vir ons gee wat die beste is, wat mooi is, wat pragtig is. Sy skoonheid gaan my verstand te bowe en die feit dat hy, ons kom nou daarby. Moses sê, sy begeerte is om God te sien. Wys my u heerlikheid, smeek Moses. En ek kan nie anders as om te sê, dat Moses wou wandel in die skatkamer van God se rykdom. Hoor jy dit? Moses wou wandel in die skatkamer van God se rykdom en heerlikheid. Hy kon nie meer daar sonder nie. Selfs die 40 dae saam met God in die berg was nie goed genoeg nie. Hy moes verder gaan. Hy moes nog 'n tree nader gaan. Hy wou wandel in die skatkamer van God se rykdom. En sy vraag is, sal u my verbuister met u heiligheid en u heerlikheid? Sal u my stom maak met u wysheid? Dis wat ek ook vra. Sal u my asem wegslaan met u teenwoordigheid? En God beantwoord dit
Hy sê vir sy dienaar, ek sal jou in die rots met my hand toemaak. Ek sal jou toemaak, ek sal jou daar beskerm met my hand, en dan sal ek by jou verbygaan. En ek sal my hand van jou wegneem, sodat jy my van agter af kan sien, want geen mens kan my sien en bly leef nie. Want toe ek het hierdie dinge gelees in my begin wandel met die Here. En so wag Moses. En so wag Lou. Bewend onder die sambreel van God se hand. Met sy hoof gebo, en sy oë bedek deur die hand van God, en met 'n hart wat vinnig klop van opgewondenheid en heilige vrees. Wag Moses dat God die teken gee. En God vat sy hand weg van Moses af, toe hy by hom verbygaan. En Moses kyk op en hy sien die skitterende glans van God se teenwoordigheid. Hy sien die skitterende glans, onuitspreeklik amper, van die rugkant van God. My broer en my suster, in die Bybel het 'n belofte, dat wanneer Jesus gekom het en ons saam met hom hemel toe gegaan het, dan sal ons God aanskou van aangesig tot aangesig. Wat 'n ongelooflikheid moet dit net nie wees nie. As ons tyd het, sal ek nog graag iets van Jesaja ook wil sê. Maar serafs wat in God se onmiddellike omgewing diens doen, het 6 vlerke. 2 maak hulle gesig toe, 2 bedek hulle liggaam, 2 bedek hulle voete vir die heiligheid van God. En as u en ek dit maak, gaan ons dit met ons oë aanskou. Moses, 'n vinnige kyk op selfs die rugkant van God, het 'n blywende verandering in sy lewe gemaak. Hy kon wegstap daar en sê, ek het God gesien. Ek het God gesien. En sy lewe was onherroepelik verander deur die aanskoue, selfs van die rugkant van God. Onherroepelik verander. Wat het met Moses gebeur? Die skrif sê vir ons, sy gesig het geblink. Geblink, hy was self nie daarvan bewus nie. Maar toe hy terugkom na die volk toe, kon hulle nie eens vir Moses kyk nie. Hulle kon nie eens vir Moses kyk nie, en hy was 'n sterfling. Hulle kon sy gesig nie aanskou nie. So het die teenwoordigheid van God in hom uitgestraal. Ongelooflik. My broer en my suster, hoe lyk die beeld wat u en ek uitdra in hierdie dorp? Hoe lyk die beeld wat u en ek uitdra as ons hier in die huis van gebed instap? Ek het al gehoor. Nee, maar ek het vandag niks gekry nie. Ek is jammer vir jou, my broer en my suster, wat so sê. Jy het sonder iemand hier ingestap. Want as jy met die Heilige Gees van God hier ingestap het, het jy iets gekry. En jy sou hom saam met jou huis toe gevat het. As jy niks gekry het nie, is jou eie skuld. In die teenwoordigheid van God word ons, nee, hoe gaan dit? Deur aanskoue word ons verander. Hoe nader ek aan God beweeg, hoe dieper my verhouding met hom begin ontwikkel, hoe meer en meer begin die mense sien aan wie ek behoort. Ooggetuies het nie bekommernis of 'n norstrek om Moses se gesig gesien, of in sy oë gesien. Het hy rede gehad om ongemaklik te wees? Ja, hy het 'n lang pad met hierdie bedestrewige volk vorentoe gesien. Hy het rede tot kommer gehad. Maar die teenwoordigheid van God het
dit gemaak asof dit niks is nie. Solank God met my saamgaan, sal ons die einde bereik. Solank God aan my sy is, en ons op die pad wandel wat hy vir ons oopgemaak het, sal ons die einde bereik. Dit gaan nie oor my aansien nie, dit gaan nie oor my rykdom nie, dit gaan nie oor my besittings nie, dit gaan oor wat God is, en wie hy is. As ons hom groot maak, wat kan verkeerd loop? Sonder hom gaan ek nie die einde bereik nie. Vergewe my vermetelheid, my broer en suster, maar moet Moses se versoek nie, maar ook jou en my versoek wees nie. Wys my u heerlikheid. Wys my u heerlikheid. Here, kom en manifesteer in ons teenwoordigheid. Al sien ons u van agter af, kom net asseblief. Want soos wat ons is, soos wat ek is, gaan ek net soos Jesaja 750 jaar voor Christus uitroep, toe hy in 'n visioen weggeneem is. En hy in die troonkamer in was, waar hy die serafs gesien het wat voor God diens doen. Ons gaan dit lees in Jesaja 6 vers 2 tot 5. By God was daar serafs om hom te dien, en elkeen het 6 vlerke gehad. Ek het dit net nou gesê. Die serafs het mekaar toegeroep, telkens toegeroep, heilig, heilig, heilig is die Here die Almagtige, die hele aarde is vol van sy magtige teenwoordigheid. Hulle het so hard geroep dat die deure in hulle kosyne gerammel het en die tempel vol rook geword het. En toe, hier is Jesaja aan die woord, toe het ek uitgeroep, dit is klaar met my. Ek is verlore. Elke woord oor my lippe is onrein en ek woon onder 'n volk van wie elke woord onrein is. En nou het ek die koning gesien, die Almagtige. My broer en my suster, na hierdie visioen van Jesaja en nadat hy so op die vloer neergeval het, lees ons in Jesaja 46 vers 9 tot 11. En is die Here aan die woord. Hy sê, ek is God. Daar is geen ander een nie. Ek is God, daar is niemand soos ek nie. Ek kondig van tevore aan wat later sal kom, lang tevore al, nog voor dat dit gebeur het. Ek besluit en dit gebeur, wat ek wil doen ek roep 'n roofvoël uit die ooste en 'n ver land roep ek 'n man wat my besluit sal uitvoer. Ek het dit gesê en ek sal hom dit laat doen. Ek het dit beplan en ek sal dit doen. Dit is God. En daardie belofte wat hy gesê het, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie, is deel van hierdie groot prentjie. Wanneer ek hom aanskou het in sy glorie en in sy krag, dan maak ek daardie woorde, ek sal jou nooit vergeet en jou nooit begewe, maak ek my eiendom. En wanneer ek dit my eiendom gemaak het, is ek deel van sy eiendomsvolk hier op aarde. Al hierdie dinge wat ons vandag leer en wat ons doen, is deur sy genade op ons pad gebring. Deur sy genade wil hy ons red vir die ewigheid. Die Here se verlange is om 'n ewigheid saam met u en my te wees. En ek dink aan daardie wonderlike saamwees. Om selfs na 1000 jaar in sy teenwoordigheid te wees soos wat Jesus is. Dit gaan my verstand te bowe. Maar dit sal wees soos om hom te sien in sy heerlikheid. En dan die belofte later aan die einde van die Bybel sê hy, wanneer ons terugkom na die nuwe aarde toe, wanneer die aarde herskep word,
sal die troon van God saam met sy kinders hier op aarde wees. En ons sal vir altyd en vir ewig saam met hom wees. Wat 'n ongelooflike gebeurtenis om na uit te sien, is om elke dag in die teenwoordigheid van God te wees. Die een wat dit die moeite werd geag het, om vir ons wat hier sit, sy lewe te kom aflê. En daardeur vir ons 'n klein ietsie te laat sien van sy liefde vir sy kinders. So ek wil u uitnooi vandag. Ek gaan weer vir Jesaja voorlees, Jesaja 6 vers 6 tot 7. En een van die serafs het toe 'n gloeiende kool met 'n tang van die altaar afgevat en na my toe gevlieg, sê Jesaja. Hy het my mond aangeraak met die kool en gesê, nou dat die gloeiende kool jou lippe aangeraak het, is jou oortredinge vergewe, jou sonde versoen. Wat 'n ongelooflike gebeurtenis is dit nie. Wanneer ek die Here sien, wanneer ek in sy teenwoordigheid kom, wanneer ek bely dat ek is verlore, ek is 'n sondaar, dis wanneer hy my oprig, wanneer hy vir my sê, ek sal jou bedek met my hand, totdat ek by jou verby is, en jy sal my heerlikheid sien. En dan, omdat jy erken het dat jy 'n sondaar is, en vergifnis gevra het, is jou lippe aangeraak met 'n koolvuur, en jou sondes en jou oortredinge is vergewe. Kom ons neem hierdie belofte aan. Kom ons beweeg nader, al hoe nader aan die heilige troon van ons God, ons Here en ons Koning, sodat ons eendag kan staan en saam met die skare sing op die see van glas. Dit is die Here op wie ons gewag het. Hy is die koning van der konings en daar is niemand soos hy nie. Amen. Vader in die hemel, die gebed van my hart is dat U ons sal bedek met U hand, terwyl U in die wonderlike heerlikheid en die glans van ewigheid by ons verbystap. Nie om verby te gaan die Here, maar om ons lewens te red, sodat ons ook weer as U verbygestap het en U heerlikheid gesien het, dat ons sal weet, ons Here en ons God lewe, en dat daar niemand is wat kan red soos wat Hy kan red nie. Dankie vir daardie gawe van lewe, en mag dit wees, Here, dat ons weer eens sal wakker word, om dieper en nader aan U te beweeg, om U te sien, kom op die wolke van die hemel, volgens U wil en U begeerte in Jesus naam. Amen.